Goeiemôre julle. Ek wil baie graag vandag gesels oor gehoorsaamheid. Daardie tye wat jy bestuur, ek meen veral vandag, toe ek bestuur, ek het op 'n stadium baie gesukkel met road rage. En dan wil ek op iemand se boudery, soos Caroline altyd sê, op iemand se boudery voor my, oor hulle te stadig ry. En doen iemand met my, en dan raak ek so geïrriteerd. Of ek wil vreeslik hoed, as iemand voor my inry, veral by 'n sirkel, of by 'n rooi lig, daardie mense wat so graag oor die rooi ligte ry. En verskeie dinge. Maar die Here het so in my hart gewerk en vir my gesê, alleen, jy moet gehoorsaam wees aan God. Jy moet gehoorsaam wees aan my. En jy moet doen wat jy wil hê ander aan jou moet doen. So as jy nie wil hê iemand moet op jou boudery nie, moenie op hulle boudery nie. As jy nie wil hê hulle met jou hoed nie, moenie vir hulle hoed nie. Aan die begin was dit moeilik. Ek meen dit kom nie net by bestuur nie. Dit kom ook by die alledaagse lewe in jou werk. Waar jy baie kwaad ook vir 'n kollega wat nie gedoen het wat jy vra hy of sy moet doen nie. En jy wil nie hulle moet vir jou kwaad raak en geïrriteerd raak. En veral as dit kom by skinder, by vriendinne, dit is een van die goed wat God met my gesels het, want ek het op 'n stadium rof geskinder. En hy wil hê, ons moet net goed praat van mense. Iemand wat ek baie goed geken het van Piketberg, en vir my vorige baas, 'n fantastiese man van Jesus. Hy het nooit sleg gepraat van mense nie. Hy en sy vrou het 'n punt gemaak daarvan, om nooit te vertel of te praat van mense nie. So, as iets gebeur het, of as een van hulle vriende of vriendinne, selfs al iets oorgekom het en 'n ongeluk was, of iets vreeslik, dan het jy dit nie by hulle gehoor nie. Jy het dit by iemand anders gehoor. Want jy het geweet, hulle skinder nie, hulle praat nie uit nie, hulle hou, as iets daardie persoon se ding is om te sê, dan hou jy dit so. En dit is baie te doen met gehoorsaamheid. Gehoorsaam vir God, gehoorsaam sy gebooie. En natuurlik gaan jy nie met werke in die hemel kom nie. Dit gaan oor daardie spesiale verhouding met God, daardie liefde in jou hart, wat jy nie anders kan as om hom te gehoorsaam en hom bly te maak nie. So ek wil gou 'n gebed doen saam met jou en ook 'n mooi skrif lees wat daarbey gepas is. Okay, met die gebed, sit jou eie naam in by die dele waar dit my is. Okay, maak asseblief julle oë toe, hier gaan ons. Here, U is my Vader en my herder. Sal U asseblief my help, dat ek U stem kan hoor, dat ek sal weet wanneer dit U stem is, en wanneer dit iemand anders my eie stem, of die vyand se stem is, wat ek hoor. Vergewe my, dat ek soms my eie pad kies, waar U duidelik vir my wys, dat dit U pad is wat ek moet loop. Here Jesus, lei my, sodat my hart sal sag word, sal sag wees vir U, sag sal wees vir ander mense, om oop te wees vir ander, te luister vir ander, en om te bid vir ander, en in compassion te lewe. Here Jesus, sal U my voete vinnig maak, om U wil te doen, en om nie weg te skram daarvan nie. Al moet ek dit voor ander doen, wat dit nie verstaan nie, al moet ek dit doen as ander mense ander keuses maak, onder groepsdruk selfs. Here Hemelse Vader, maak my voete vinnig om U wil te doen, sodoende dat ek 'n voorbeeld sal wees vir ander, dat hulle U in my sal raak sien. Here Hemelse Vader, help my om gehoorsaam te wees tot U, nie in vrees nie, maar uit liefde vir U.
Ek bid dat U my sal vul met die Heilige Gees en my die krag sal gee en my sal herinner aan U waarheid. Ek wil leef soos Jesus geleef het, in gehoorsaamheid en in vertroue, want ek vertrou U met my hele lewe. Here Jesus, ek bid dit slegs in U naam, nie volgens my wil nie, maar slegs in U wil. Amen. Dan die skrif wat vir my so pragtig daarby gepas gaan, is Johannes 14 vers 23, wat sê, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Daardie woning beteken natuurlik in jou hart, in jou siel, diep binne in jou, wil hy 'n woning maak. Ek hoop jy het 'n heerlike dag en ons gesels weer binnekort. Okay, bye.